Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 26 November, die jubeljaar. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U vreeslik baie dankie weer eens vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe studie. Laat U Gees asseblief in ons harte werk, laat ons dit mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Die grond was die kern van Israel se bestaan as die volk van God. In so 'n mate dat Kanaan nie op een slag in sy geheel opgedeel kon word nie. Ons lees Numeri 34 vers 13 tot 18. En Moses het aan die kinders van Israel bevel gegee en gesê: Dit is die land wat julle deur die lot as erfdeel sal verwerwe, wat die Here beveel het om aan die 9 stamme en aan die halwe stam te gee. Want die stam van die kinders van die Reubeniete volgens hulle families en die stam van die kinders van die Gadiete volgens hulle families en die halwe stam van Manasse het al ontvang. Hulle het hul erfdeel ontvang. Die 2 stamme en die halwe stam het hulle erfdeel aan die ooste kant van die Jordaan van Jerigo teen sonop ontvang. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Dit is die name van die manne wat vir julle die land as erfenis moet verdeel. Die priester Eliezer en Josua, die seun van Nun. Daarby moet julle uit elke stam en owerste neem om die land as erfenis te verdeel. Numeri 34 vers 13 tot 18. Die onderverdeling moes die onderskeie stamme, familie en gesinsgroepe in ag neem ten einde te voorkom dat die land uiteindelik deur slegs 'n handjievol elites besit word. Die term familie en huisgesin was waarskynlik minder eksklusief as wat in die moderne sin van die woord bedoel word, vandaar die woordkeuses familiegroep of selfs clan en gesinsgroep wat reeds ook in vorige lesse gebruik is. Lees Levitikus 25 vers 1 tot 5 en verse 8 tot 13. Wat was die doel van die Sabbatsjaar en die jubeljaar onderskeidelik? Ons lees Levitikus 25 vers 1 tot 5, sowel as verse 8 tot 13. Verder het die Here met Moses gespreek by die berg Sinaï en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As julle in die land kom wat ek julle gee, moet die land 'n Sabbat hou vir die Here. 6 jaar lank mag jy jou land saai en 6 jaar lank jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees, 'n Sabbat vir die Here. Jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Wat van jou oes opslaan, moet jy nie afoes nie en die druiwe van jou ongesnoeide wingerdstok nie afsny nie. Dit moet 'n jaar van rus in die land wees. Jy moet ook 7 jaarweke tel, 7 maal 7 jaar, sodat die dae van die 7 jaarweke vir jou 49 jaar is. Dan moet jy in die 7de maand op die 10de van die maand 'n basynklank laat deurgaan. Op die versoendag moet julle die basyn deur julle hele land laat gaan. En julle moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating op die land uitroep aan al sy bewoners. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. 'n jubeljaar moet dit die 50ste jaar vir julle wees. Julle mag nie saai nie, ook nie afoes wat dan opslaan of die druiwe van die onbesnoeide wingerdstok dan afsny nie. Want dit is 'n jubeljaar. Dit moet vir julle heilig wees. Van die land af moet julle die opbrengs daarvan eet. In hierdie jaar, jubeljaar, moet julle elkeen na sy besitting teruggaan.
Levitikus 25 vers 1 tot 5 en verse 8 tot 13. In die ou nabye ooste het Egiptiese burgers gereeld hul eiendom verloor en so die farao se slawe geword. Dit is nie wat die Here vir die Israeliete wou hê nie. In teenstelling met die Egiptiese model, moes diegene wat vanweë 'n geldelike verknorsing hul grond verloor het, nie permanent magtelose slawe in die samelewing bly nie. Die stuk grond wat 'n familie of gesinsgroep as deel van die veroweringsproses ontvang het, bly dus hulle sin. Niemand anders as die aangewese groep kon daardie grondgebied besit nie. Om die waarheid te sê, in ooreenstemming met die Godsplan, kon die grond glad nie verkoop word nie. Dit kon net verhuur word met die huurprys vasgestel in ooreenstemming met die aantal jare wat oor is totdat die volgende jubeljaar aanbreek. So as iemand noodgedwonge sy voorgeslagte se grond moes verkoop, was dit die naaste manlike familielid se plig om daardie grond voor die jubeljaar terug te koop. Levitikus 25 vers 25. Hierdie toekenning van grondgebied gee ons insae in die Vaderhart. As God die Vader, begeer hy dat sy kinders vrygewig teenoor minder bevoorregtes sal wees, wat in die geval in pas met die Mosaïese wet daarop neerkom, dat die Israeliete toelaat dat behoeftige gesinsgroepe elke 7de jaar eet van die oes wat hul voorgeslagte se grond opgelewer het. So die Sabbatsjaar pas die beginsel van die Sabbatsgebod op 'n groter skaal toe. Grondbesit lei dus nie net tot 'n waardering vir en aanmoediging tot harde werk nie, nee. Dit vereis ook van die volk om respek vir mense te hê wat finansiële probleme in die gesig staar en om die sulkes goedhartig te wees. Die bepalings en voorskrifte rakende grondbesit het elke Israeliet die geleentheid gegee om van finansiële swaarkry, ongeag of dit oorgeerf is of deur eie toedoen veroorsaak is, bevry te word. Sodoende kon hulle werklikwaar oorbegin. In 'n neutedop is dit eintlik die hoofdoel van die evangelie, om weg te doen met die onderskeid tussen ryk en arm, werker en werkgewer, bevoorreg en minder bevoorreg, en om ons sodoende op gelyke voet met mekaar te plaas deur die groot besef dat ons almal totaal van God se genade afhanklik is. Ongelukkig het Israel hul plig versuim. Hulle het nie gehou by die standaarde wat God vir hulle vasgestel het nie. Eeue later word die waarskuwing dat hulle deur hul ongehoorsaamheid van die grond ontvreemd sou word, dis bewaarheid. Ons lees 2 Kronieke 36 vers 20 en 21. En die wat van die swaard oorgebly het, het hy na Babel in ballingskap weggevoer, en hulle het vir hom en sy seuns slawe geword, totdat die koninkryk van Persië tot heerskappy gekom het, sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word, totdat die land vir sy sabbate vergoeding verkry het. Al die dae van die verwoesting het dit gerus om 70 jaar vol te maak. 2 Kronieke 36 vers 20 en 21. Let op die volgende beginsel. Die van grondtoekenning en die besit daarvan, asook die van die Sabbatsgebod. Hoe herinner hierdie dinge die gelowige daaraan dat ons almal gelyk in die oë van die Here is? Dink aan die verbruikerisme en hoe baie samelewings op aarde gevolglik onder uitbuiting en bose kringlope gebuk gaan. Hoe kan die Sabbat ons help om hiervoor nee te sê?